Voel jy soms of jy nie weet of jou post reg geskryf is nie. En dan besluit jy maar, weet jy wat, dis nog nie die regte tyd nie. Wel, dis nie luiheid nie, dis eerder jou brein wat veiligheid bo groei verkies. Want ons moet weet, jou brein hou jou altyd veilig. In enige besluit. In vandag se Woema video wys ek jou hoe jy daai twyfelkringloop kan breek en letterlik jou brein kan leer om te beweeg sonder meer tyd en sonder om eers alles perfek te hê. Hier's 'n kort oefening wat ek gewoonlik vir myself doen wanneer ek oorweldig voel. Sit terug, haal asem en kyk na iets in jou omgewing wat jou nuuskierig maak. Dis 'n eenvoudige bewustheidsoefening. En neurologies gesproke, sodra jy nuuskierigheid aktiveer, beweeg jy van jou agterbrein, oorlewing of emosies, na jou voorbrein, waar jy kreatief is. En dan vra jy jouself, wat weet ek reeds van my produk wat ek kan gebruik? Daardie klein vraag skuif jou brein uit 'n geval van ek weet nie, na ek kan begin. En dit is waar momentum begin. My naam is Helena en ek het ook jare gewag vir die perfekte tyd om te begin, tot ek besef het, niks gebeur as jy wag vir sekerheid nie. Groei begin altyd by ongemak en met wat jy tot jou beskikking het. Wat is die probleem? Die probleem is, baie mense sê vir my, Helena, ek twyfel of mense regtig belangstel in my produk. Dalk doen ek dit verkeerd. Wel, dis nie die produk nie. Dis nie die boodskap wat nog nie die regte brein aangeraak het nie. Dan moet ek jou vra, resoneer die volgende met jou. Jy wag vir inspirasie, jy hou op post tot die logo perfek is, of jy sit ure op Canva en prentjies teken wat jy nooit gaan gebruik nie. Of dalk post jy flyers met al die inligting. En as niemand reageer nie, dink jy, daar is fout met jou produk. Wel, hoekom werk dit nie? Dit werk nie, omdat jou kliënt jou flyer nie kan voel nie. Jou voorbrein praat inligting, maar jou kliënt se agterbrein reageer op emosie. Kan jy sien, daar is 'n kommunikasiegaping as jy nie sy probleem en sy emosie eerste wys nie. Scroll hy verby. Onthou, jou kliënt se brein koop nie feite nie. Hy koop gevoelens. So wat is die oplossing? Die oplossing is begin klein. Kies net een probleem van jou kliënt. Koppel hun emosie daaraan. Vertel 'n kort storie, 2 of 3 sinne, wat wys jy verstaan daardie gevoel. Dis hoe jy empatie wys, en dis hoe vertroue begin. Hoekom werk my oplossing? Want dit is nie bemarkingstriks nie. Dis neurobemarking. Wanneer jy iemand se probleem beter kan verwoord as hy self, skep jy 'n onmiddellike breinresonansie. Die brein sê dan, wag, sy verstaan my. En dis hoe jy aandag kry, deur te verstaan en nie mense te probeer oortuig dat jou produk die beste is nie. Dit is altyd verstaan, verwoord, vertrou. So, as jy nooit weer wil vashak oor wat om te sê nie, dan vra my minigids, dan daarin wys ek jou watter probleem jy koppel aan watter emosie. En as jy daai koppeling het, kan jy maklik begin skryf. Tik gids hieronder en ek stuur dit vir jou. Onthou, hou op wag vir perfeksie. Gebruik wat jy het, want momentum laat mense jou onthou.